Môre, hoe gaan dit by julle? Ek hoop dit gaan goed en dat jy lekker geslaap het en dat jy vanmôre wakker geword het met 'n lied in jou hart. Natuurlik 'n loflied tot eer en verheerliking van Jesus Christus die Here, die een wat oor jou en my lewe waak, wat vir ons beloof dat hy elke dag, elke sekonde by ons is. Is lekker om vanoggend saam met julle te kuier. En ek wil graag vir julle lees uit Eksodus 14 vers 14. Moses sê hier vir die volk, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Nou weet julle, ons ken hierdie storie, né? Dikwels ruk mense die betekenis bietjie van hierdie vers uit verband uit. Wat hierdie vers eintlik sê is, hou op stres, word rustig, bedaar, aanvaar, God sal vir jou veg. Weet julle, ek het al gehoor, baie geleerdes sê vir ons, dat hierdie Exodus storie eintlik belangriker is as die skepingsverhaal, want hierdie storie is die geboorteuur van die volk van God, van die Israeliete. Dit was hulle deurlopende motivering vir 'n lewe in diens van God. In Deuteronomium 6 word gesê, dat die uittog uit Egipte op God se beloftes vir die Israeliete gegrond is. Ek gaan julle lei. Ek gaan julle 'n identiteit gee. Julle kan maar net kalm bly. Maar weet julle, Eksodus 14 staan ook in die konteks van hierdie wonderlike geboorteuur van die volk van Israel en hulle lewens in diens van God. Nou wat hier gebeur is die Egiptenaars agtervolg hulle. Hulle is nou so pas vrygelaat uit die land na die 10 plaae. Die farao is hartseer oor sy eersgeborene wat dood is. En dan gaan die Israeliete in die woestyn in, 3 dae later. Dan kry die farao spyt oor wat hy gedoen het en hy stuur sy hele mag agter die Israeliete aan om hulle weer te gaan vang. Waarskynlik nie om hulle terug te vat Egipte toe nie, waarskynlik om hulle dood te gaan maak in die woestyn. En die Israeliete is dan nou vasgekeer op 'n stadium tussen die woestyn en die see en dit eindig in 'n totale passiwiteit. Dat die Israeliete eintlik star gestaan het, hulle het gestagneer, hulle het nie geweet wat om te doen nie. En weet julle, ek en jy moenie by hierdie gedeelte bly wat sê, moenie bang wees nie, staan vas en kyk hoe die Here jou vandag red nie. Ek en jy moet vanmôre besef, die Israeliete het gedink hulle lewens is verby. Maar God het die Egiptenare gestuur om eintlik 'n einde aan hulle sin te maak. Die gevaar was op die hakke van die Israeliete, sodat God die gevaar vir hulle kon wegvat, dat die Israeliete 'n nuwe lewe kon kry. En so baie keer dink ons nie so daaraan nie. Die Israeliete het so gekyk na hulle omstandighede en gedink, hierdie gaan my dood beteken. Maar Moses wat hier sê, bly kalm, die Here gaan vir julle veg. Dis nie so dat hulle lewens eindig nie, dis so dat hulle gevare sal weggevat word. En ek moet ook vir God vra, hoe kan ek so op sy woord vertrou, dat ek weet, hierdie situasie wat my so jaag, dat dit vervang gaan word met kalmte, rustigheid, geloof, en dit bo alles, as aanbidding van God. Martin Luther het eendag hierdie woorde gesê, die pad waarheen hy my lei ken ek nie, maar my gids ken ek goed. Waarvoor sal ek dan vrees? Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, kom maak vandag nuwe paaie en nuwe lewensbane oop, waar ek nie ander kan sien nie. Kom help my vandag om nie in my probleme en my gevare vas te kyk nie. Help my om kalm en rustig te wees, want ek weet U is aan my kant. En dankie dierbare Gees, dat U my elke dag in hierdie gevaarlike lewe lei. Lei my vandag ook so, in die naam van Jesus Christus my Here. Amen. Baie dankie julle almal. Dit is 'n wonderlike gedeelte hierdie en ek verbaas my altyd weer as ek dit lees. Mag julle 'n mooi en 'n geseënde dag hê. Kan julle glo, môre praat ons vir die laaste keer weer vir die week, soos wat hy vlieg. Maar ek praat môre met julle en 'n geseënde dag. Totsiens.